vir ons gemaklik sal voel om ons vriende of nie ons vriende van ander ras of ander geloof na ons kerk toe sal nooi. Ek het so een vriendin wat van 'n ander ras af is en ons doen Christelike goed saam, ons bid saam voor toetse, ons praat oor God en ons sê vir mekaar God is met jou, maar ek dink nie met die Christen gemeenskap by sommige hervormde kerke gaan sy gemaklik voel om in die kerk te kom sit nie, want sy gaan veroordeel word en sy gaan nie welkom voel nie. En mense gaan haar dalk vreemd aankyk as sy daar sit. So ek dink nie sy sal die beste ervaring hê by meeste kerke nie, omdat sy 'n ander ras is. Ons het 'n groep ding gedoen op 'n kamp waarop ons was en daar was meerderheid van ons was Christene en daar was een dame meisie van 'n ander geloof en sy het vir ons gebid en soos wat hulle doen en ons het gesing en gedans, maar meeste van die mense wat saam met ons daar was, wat sê hulle is Christene, het vir haar begin lag terwyl sy bid en haar geoordeel en net omdat dit anders is as ons geloof. Ja. So ons dink nie ander gelowe sal ook gemaklik voel by ons nie, want meeste Christene wat sê hulle is Christene oordeel ook ander gelowe en dalk gaan ander gelowe ons geloof ook oordeel. Baie jong volwassenes ervaar die kerk as eksklusief. Hulle het vriende wat anders glo, vriende uit ander kulture, vriende met ander seksuele oriëntasies, vriende met geen godsdiens nie, vriende wat deur die kerk seer gekry het. En wanneer hulle hoor hoe Christene oor ander mense praat, luister hulle baie fyn. Hulle vra nie net, is julle leer suiwer nie. Hulle vra ook, is julle liefde en julle omgee eg? Die Christelike geloof maak unieke aansprake. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ons kan nie maak asof dit nie daar staan nie. Maar die vraag is, hoe leef ons hierdie waarheid? As ons waarheid soos 'n stok gebruik om mense mee te slaan, gaan jong volwassenes terugtuins. Maar as ons die waarheid van Christus leef soos 'n tafel waarin Jesus gebroke mense nooi, begin hulle dalk weer luister. Jesus het nie die waarheid versag nie, maar hy het ook nie mense vermy wat anders, gebroke, sondig, uitgesluit of verward was nie. En die kerk moet leer om twee dinge gelyk te doen, om vas te staan in Christus en ook wyd oop te wees in gasvryheid. Nie in 'n country club vir insiders nie, maar 'n genadegemeenskap vir mense wat Jesus nodig het. Stop gerus die video vir 'n oombliekie en dink 'n bietjie aan hoe verwelkomend is jou gemeente teenoor mense wat sogenaamd anders is. Sal hulle tuis en sal hulle welkom voel.